Goeiemôre, jy's ingeskakel op Radio 33. Hier op 'n program met die naam van Aktuele Sake met my Marius Bam. Hier waar ons die dinge wat relevant is in die land gesels. Nie net as dit altyd maar net gewone nuus, jou gewone slegte nuus nie. Dis ook iets wat jou inlig en jou op jou tone hou hier by Aktuele Sake. So iets is soos wat ons elke Woensdag soos ouer gewoonte met Mike Bolhuis gesels oor misdaad en alles wat relevant daarin is of daarmee gepaard gaan. En hoe jy jouself ook kan beskerm dat jy maar altyd 'n ingeligte besluit kan neem. Ons het weer vanoggend vir Mike op die lyn. Goeiemôre Mike, hoe gaan dit aan jou kant? Goeiedag almal. Ons hoop dit gaan met julle goed. Met ons gaan dit goed. Die Here is vir ons goed. En kom ons maak vandag weer 'n verskil. Asai, dankie Mike. Ons wil nou vandag gesels oor SAPD-lede en metropolisie en gewone verkeersafdeling beamptes wat jou aftrek en dan met allerlei demands en goed kom, probeer geld uit jou uitkry, selfs gevalle waar mense tot by ATM gevat is. So Mike, ons wil vandag oor dit bietjie gesels, dat jy ons vertel, wat doen hulle, wat kan jy doen om jouself te beskerm en waarheen gaan jy indien jy 'n slagoffer was van so iets? Alright, kyk, so hierdie goed gebeur nou al hoe meer en het nou weer ernstig sy kop uitgesteek, waar mense vorendag gekom het, wat vertel wat met hulle gebeur het. Ek gaan 'n kort kragtige verhaaltjie vertel. 'n Man en sy vrou is in Johannesburg in Woodmead voorgekeer deur die polisie. Die polisie het vir hulle gesê, hulle soek R100,000, hulle het nie eers doekies omgedraai nie. En as hulle nie gaan betaal nie, gaan hulle toesluit in Alexandra. Ons is besig met daai ondersoek. Ja. En ons gaan 'n projek oor dit ook uitstuur. Ons kry verskeie sulke gevalle en al oor 'n geruime tyd en dit gebeur al vir jare. Partykeer eskaleer dit, partykeer neem dit bietjie af. Maar die meeste tye wat hierdie gebeur is maar in die vakansietye. Ons het dit nou weer gesien hier gedurende die April maande wat meer vakansiedae is as werksdae. En dan weer ander vakansiedae tussenin deur die jaar hier in Januarie rond en dan veral hierso so van November se einde en dan in die eerste gedeelte van Desember raak die korrupte polismanne en die korrupte metropolismanne veral besig. En dan baie keer gedurende die vakansies ook, waar hulle die ouens voorlê. Jy weet, die wat laat in die aand van etes of nagklubs of huis toe gaan, of byeenkomste, dan trek hulle af en dan dis min of meer hoe dit dan werk. Dan word jy gekonfronteer, jy word gedreig, geïntimideer, partykeer self gesemi-kidnap, waar die polisman saam met jou in die kar klim en die ander een klim in die kar van die polismanne en dan ry hulle jou na die ATM's toe en dan moet jy nou die gelde onttrek. So in hierdie geval van die man en die vrou in Woodmead, hulle was baie ernstig geïntimideer en gedreig en afgepers en gesê hulle gaan hulle toesluit in Alexandra, nog hulle rond die polistasie, al die stasies is maar, jail is no joke, is maar 'n baie onaangename setup waar hulle konteks het, want daar is ook konteks wat dan die valse arrestasie deurvoer, die mense inneem en aanhou vir die dag en die nag, of oor 'n naweek, en almal just show a blind eye, raak nie betrokke nie, want hierdie is 'n tipe van 'n kliek. So die eerste ding wat ek wil noem is, hierdie is polismanne wat saamwerk, hierdie groep was 5, dit was vroulike polismanne en manlike polismanne, en hulle het saamgewerk as 'n team. Hulle het die twee toe gesplit, in hulle voertuig het polismanne gery, en in die polisie van het voertuie, ek dink die man het saam met die polismanne gery en die vrou het saam met die polismanne in haar kar gery en toe hulle na die ATM's toe en daar kon hulle net R14,000 trek en that's it, en toe hulle laat gaan.
Die bottom line is, al hulle inligting is gevat, hulle is gedreig en geïntimideer dat hulle teen ons sal optree, en hulle moet dit nog maar net daar laat, hulle kan bly wees dat hulle nie gearresteer is nie, hulle het nie een keer redes gegee vir die arrestasie nie, hulle het nie een keer redes gegee vir 'n deursoeking nie, hulle het nie een keer redes gegee vir enige rede waarvoor hulle afgetrek is en waarvoor hulle gekonfronteer is, gesê. Dis die geld wat ons wil hê, en as jy dit nie betaal nie, dan tree ons teen julle op. Ja. So, dit gebeur oral, mense, dit gebeur meestal in die nag, dit gebeur in die dag ook, op stiller en meer kalmer plekke. So, die eerste ding wat ek vir die publiek wil sê is, julle moet aan die uitkyk wees. Ja. Daar is nou maar oral polismanne, en ons wil dit hê, dit word genoem visuele polisieering, en dit is daar om misdaad te voorkom. So die doel van polisie all over the place, wat oral rondry en oral staan, is wat ons wil hê in hierdie land vir daai spesifieke rede, maar nou by jy die wat korrup is en saamwerk en dan dit deurvoer. So as jy afgetrek word, laat ek eers dan sê, verkieslik moenie in die aande rondry nie, verkieslik. As jy dit regtig kan vermy dit. Ja. Tweedens, as jy polismanne in die aand wel sien by die pad, draai maar eerder dit vermy in, jy weet, om 'n blok ry of iets van die aard. Ja. Maar as jy dan nou wel daar moet stop, dan maak seker dat jy voorbereid is, dat alles kan word. Ek glo aan die dashcams van vandag. Ja. En maak seker dat jy iets het wat behoorlike rekord hou van alles. So ek is nou nog steeds besig met raad en advies, en ek hoop om by alles uit te kom, so dit mag dalk bietjie deur mekaar wees. So nou word jy afgetrek, jy is daar, jy is alleen of jy het iemand by jou, wees vriendelik. Die belangrikste ding is attitude, body language. Good night, how's it, how are you guys doing, all well, how can I help you, en moenie van die staanspoor af 'n attitude het, why have you pulled me over, what is the problem? I'm tired, I'm on my way home. Moenie attitude toe nie. 'n Sagte woord keer die grimmigheid af. So moenie in enige manier negatiewe kommunikasie aanknoop. Wees die nederigste, die kalmste, die rustigste. Die oomblik as die polisman begin verduidelik wat is die omstandighede, dan as jy sien die polisman is nie van die korrupte spannetjies wat onmiddellik begin vra vir geld en skimp vir geld en iets wil hê, dan gee jy volle samewerking en natuurlik ry jy daarna en jy is nie geëxtort of benadeel of geïntimideer nie, dan is dit all good. Maar die oomblik as jy sien die ding gaan in 'n rigting en jy gaan dit sommer gou optel, jy moet maar wakker wees, moet jy dit baie belangrik noem dat please take note that this vehicle is under audio recording and video recording as for my, in case I would need assistance by my legal team. Is baie belangrik. In 'n mooi gesindheid, deur net te sê dat I have to just inform you that everything is on camera, everything is on audio. If I need any legal assistance and this was required by my legal team to do so, as well as, en ek het geen probleem as die mense sê dat ons meneer Mike Bolhuis en ons is so geskool om so die situasie so te hanteer en dan deur te voer. Met dit gesê, dit sal goed wees om die projekte wat ons hier oor het te trek, te print en in jou cubbyhole te hou, sodat jy dit vir hulle kan gee, sodat die polismanne kan lees, en dit is in Engels, deeglik, wat verduidelik, wat is die protokol van as 'n polisman jou aftrek. Ja. Anyway, dis die belangrikste ding, is die gesindheid, en dan dat alles op rekord is. As daar dan verder misdaad gepleeg word, soos wat hierdie kappel deurgegaan het, dan het jy rekord daarvan, en as daai sisteem uit jou kar uit gebreek word of gesteel word of beïnvloed word of in watter manier ook al verwyder word, is dit diefstal, opsetlike saakbeskadiging en het jy baie meer goed wat jy kan gebruik in jou saak teen hierdie polismanne. Needless to say is dit belangrik om observerend te wees, nommer 3. Vra vir name en vanne en details, maar weer eens met 'n mooi gesindheid. Jy stel jouself voor, jy gee jou ID, jy sê, how's it, ek is so en so en so,
en hier is my ID, as hy dit nou daarvoor gevra het, sy vir jou vra is daar enige wapens in jou kar, of dit, of die, of daai, of het jy gedrink, antwoord eerlik en sê wat's wat. As jy 'n wapen het, dan kan jy jou wapen identifiseer en jou wapenkaartjie, en as hy jou wapen wil inspekteer, dan vra jy vir hom waar is 'n veilige plek dat jy die wapen kan veilig maak. As hy dit nie het nie, kan jy nie vir hom die wapen gee nie. Daar moet 'n veilige plek wees wat spesifiek ingerig is vir wapenveiligheid deurvoering, soos op die lughawe. As ek vlieg en ek vat my wapen saam, dan is daar 'n klein cubicle op die lughawe waar jy jou wapen heen vat. Dan is daar so 'n snaakse tipe van 'n nozzle waar jy jou wapen se neus indruk en waar jy, na jy jou magasyn uitgehaal het, dan trek jy jou wapen, span jou wapen en die patroon wat in is kom uit, en jy span hom 'n paar keer en jy trek 'n paar keer die sneller, ten minste 2 keer, en die wapen is veilig gemaak voor die polisie-offisiere wat daar staan. Ja. Jy sit die ekstra patroon terug in jou magasyn en dan gaan dit in 'n spesiale sakkie en op die vliegtuig en jy kry dit weer by die cubicle by die polisie in die lughawe waar jy land. Ja. Daai tipe van plek in situasie moet daar wees. As dit nie daar is nie, dan moet hy jou vat na die naaste en saam met jou ry na die naaste polisiestasie en dan kan hy daardie wapen inspekteer. Ja. As hy sê hy wil die voertuig of hulle wil die voertuig deursoek, moet hulle 'n rede gee. Maar aan die ander kant, as jy geen probleem het en daar's niks wat jou worry nie, net om tyd te spaar, kan jy sê you're more than welcome. Weereens mense, ek sê dit 100 keer, gesindheid. Hoor wat ek vir julle vandag sê. Ja. 99% van die sake wat ons inkry, was weens initiële attitude. Ja. En dan is daar 'n aggressie en dan eskaleer dit aan beide kante en dan spring die extortion en die diefstal en al daai tipe van goed in wat hierdie korrupte polismanne pleeg. Dis asof hulle net eenvoudig oorloop in dit. Jy weet, as daar attitudes is, dan dink hulle ons gaan sommer hierdie mense nou maar roof en hulle geld vat en so voort. Maar as jy nice is, jy het 'n goeie verhouding en opgebou daar in daai kommunikasie, is dit 99% van die kans dat jy daar gaan ry, na 'n bietjie tyd mors. Wees geduldig. Sit dit nou maar deur en jy's veilig en jy ry. Maar soos ek gesê het, try maar nie aande ry nie. Ja. Tweedens, try ook maar nie alleen ry nie. Derdens, maak maar altyd seker dat jou foon 'n behoorlike tracking device op het. Nou jou selfoon is die mees belangrikste item hier. Jy kan 'n dashcam hê, jy kan al die ander goed hê. Stel jou foon dat hy outomaties record as jy daar stop. Ja. Put jou automatic recording device aan. Maak seker dat jou selfoon net daar is en nou maar net daar lê. Los hom verder, laat hy loop, laat hy record. As jy 'n ander, as jy 'n bietjie moeite kan doen, stel altyd dit aan mense voor, as jy 'n recording device in jou kar kan installeer, waar jy net 'n knoppie druk, wat outomaties 'n recording device het in die cabiole of wat ook al, dan record jy alles in die kar. Ja. Dan het jy dit, dan jy record alles. Verskoon my. So, die ander ding wat ook baie belangrik is, as daar nou korrupsie gepleeg word, en dit gebeur soos julle hoor, vra maar nog steeds met die mooi gesindheid. Jy kan die gesindheid hê en hulle kan nog steeds besluit om 'n korrupsie teenoor jou te pleeg, jou te extort, af te pers, af te dreig en geld uit jou te kry, jou te ontvoer, te vat en allerhande goed te doen om die maksimum geld uit jou te kry. Doen soveel as moontlik kommunikasie sodat dit op die as moontlik inligting in en jy weet, jy het nou geen ander keuse as om dit eintlik deur te voer nie. Ja. Maar as jy dit kan verhoed, hier is my absolute waarskuwing. As jy jou voet kan neersit, sal ek voorstel dat jy dit doen. So ek kan jou nie adviseer om deur te gaan met die korrupsie nie. Ek kan nie daai koppel byvoorbeeld adviseer en sê alright, dan ry nou maar saam, gaan trek die R14.000 en gee dit vir hulle nie. Ja. Ek kan dit nie doen nie, ek mag dit nie doen nie en ek sal dit nie doen nie. Ja. Maar jy weet, as jy nou vrou alleen is of jy's 'n ou paartjie of julle is jong mense en jy gaan na 'n obskure polisiestasie wat jy nie weet wat alles met jou kan gebeur nie, what do you do? So jy moet ingeligte besluite neem. Ja. Maar as jy dit kan deurvoer,
dat jy sê, alright, as julle my wil toesluit, dan is dit reg, ek volg julle, of vat my, en dan maak seker dat julle onmiddellik jou regsverteenwoordiger, of jou go-to guy, of familielede, of almal in kennis stel, en probeer dit maar so vinnig as moontlik doen, as jy sien, dat dit in daai rigting gaan. Ja. Want hulle kan jou selfoon vat, en make no mistake, hulle vat die selfoon. Onthou, Ja. Die diefstal is nie net om jou te vat en die R14.000 te trek nie. Die diefstal kan ook gebeur dat hulle die goed, wat jy ook al het, jou handsak, alles van jou ook kan vat. Ja. Want as hulle weer die foon, kan hulle verklik en is evidence en is informasie teen, dan gaan hulle hom vat. Ja. Hulle gaan hom of destrooi, hulle gooi hom in die water of wat ook al, en of hulle al hom met mekaar uit en verkoop hom as parte. Ja. Nie die korrupte polismanne onderskat nie, hulle ken hierdie dinge. Dis hoekom ek glo aan 'n recording device in die voertuig wat jy nie kan sien nie. Ja. Of 'n tweede foon. Veral die wat in die aande ry. En jy weet dit is nou verskriklik werk en admin en al hierdie goed, maar hierdie goed gebeur. Ja. En jy gaan jou gat skop as jy in die situasie is en jy dit nie gedoen nie. Ja. En dis waartoe ons ongelukkig stuur. Jy weet, my broer is een van die hoofde van die metropolisie in Pretoria. En ek en hy het al jare gesprekke oor hierdie ding, en ons het al jare gesprekke met senior polisieoffisiere, dat die polismanne in Suid-Afrika moet cams, 'n tipe van 'n recording device, 'n video audio recording device op hom dra, Ja. op sy bors, soos dit in Amerika gedoen word, en op die voertuie. En om dit nou in te kry, glo hy smash, want dit gebeur nie. Dit word altyd bespreek, maar dit gebeur net nie. Ja. En dit is vir my die grootste en die belangrikste projek wat daar is om dit in Suid-Afrika in te kry, dat elke polisman 'n walking audio en video recording device is. Dan is daar nooit sulke goed soos van he says, she says. Een wat beweer dat 'n onskuldige polisman korrup is, of iemand wat beweer dat 'n skuldige polisman wel korrup is. Dan het jy die feite. Dan is al die feite daar. Die polisman kom aan, alles is op film, alles is op rekord, hoe hy jou hanteer, alles wat daarna gebeur, alles wat gesê is, hulle voertuie is op 'n recording en 'n audio device, video device, en alles is net eenvoudig klinkklaar en speel voor enige beslissingnemer, of dit die stasiebevelvoerder is, of 'n spesiale eenheid in die polisie is wat dit ondersoek, of IPID, of 'n staatsaanklaer, of 'n regter, landros. Almal kan in absolute lewende lywe die algehele gebeurtenis identifiseer en daarna ingeligte besluit neem of daar korrupsie was of nie. En dit is tot almal se voordeel, en natuurlik gaan dit die korrupsie onder autoriteite heeltemal breek en verlaag en verminder. Want as elke polisman 'n recording device op hom het, audio en video, dan kan hy nie hierdie korrupsie pleeg nie. En dis die beste misdaadsvoorkoming aspek in my opinie, en definitief wat deurgevoer moet word op alle autoriteite in Suid-Afrika. Ja. Maar om die real reality weer terug skokkend te noem, dit is nie so nie. Die polismanne weet dit, hulle staan op plekke waar daar nie kameras is nie, waar daar nie straatkameras is nie. Ja. En hulle kan jou agtervolg en aftrek op 'n plek waar hulle weet waar hulle nie geïdentifiseer kan word nie, maar baie van hulle is net eenvoudige blaatant en gee nie om nie. Ja. Van hulle haal hulle naamplaatjies en details af, en selfs hulle registrasienommers. Ja. En baie keer van hulle is in voertuie wat hulle self nie eens geïdentifiseer word nie. Die korrupsie level is astronomies en hulle pas aan. Ja. En al hoe meer. En dan het hulle baie keer contacts in die polisie. Hulle is in die polisie, maar hulle het hulle eie contacts in die polisie en in die metropolisie of die verkeerspolisie in Suid-Afrika wat hulle help. Ja. Dan hoor hulle onmiddellik as daar klagtes inkom, en dan word daai dockets doodgedruk of jy weet, eenvoudig aanhoudend ondergeplaas, en hulle het contacts heel moontlik met staatsaanklaers en selfs landdroste. Dis hoe ver dit trek en dis hoe erg dit is. Ja. Hierdie polismanne, hierdie veiligheids- en sekuriteitsoffisiere in Suid-Afrika in die verkeerspolisie en in die Suid-Afrikaanse polisie is connected. Ja. Hulle het hulle contacts, hulle het hulle go-to guys, en hulle het die vermoë om hierdie misdaad te pleeg en daarmee weg te kom. Ja. En die publiek moet dit weet.
En hierdie korrupsie raak net groter en groter, want crime begets crime. If you commit crime and it's not dealt with, it creates crime. It becomes more. It begets crime. So enigiets wat werk in misdaad gaan outomaties ander misdadigers beïnvloed om betrokke te raak, en dan raak dit meer en groter, want dit is die moeite werd om hierdie misdaad te pleeg. Crime pays, misdaad betaal. En dan en onthou, die boewe van vandag sal in enige manier betrokke raak by enige vorm van misdaad. Hulle gaan nie net sê ek doen net een nie, of ek doen net hierdie nie. 'n Korrupte polisieman kan ander korrupsie uitvoer. Hy kan by ongelukstoneel wees en daar lê 'n horlosie en hy kan hom steel. Ja. Of hy kan ringe van die lijk afhaal. Ons kry die klagtes. Daar kan soveel wat ons noem secondary crimes gepleeg word by rowe. Dan sal hulle deur die huis gaan en daar's nog goed nagelaat, dan vat hulle die balans. So dit gebeur. Hierdie goed gebeur en dit gebeur oral. En just anywhere and everywhere waar hy homself bevind, die korrupte polisieman. En hy steel van die polisie ook, hoor. Hy sal van die polisie petrol of diesel steel, of administrasie, dokumentasie, of hy sal sisteme gebruik tot sy voordeel en inligting verkoop. Jy weet dit gebeur, dis oral. Die korrupsie in die polisie is enorm. En jy kry jou levels, jy kry die polisiemanne wat net sekere korrupsie pleeg in die stasie waar hy homself verryk, en of van die infrastruktuur of inligting van die polisie of inligtingstelsels of wat ook al gebruik tot iemand buite se voordeel waarvoor daar betaal word, en of hy nou 'n korrupte polisieman wat fisiese korrupsie uitvoer deur mense te ontvoer of sy wapen uit te verhuur of betrokke is by kidnappings of hijacks en cash-in transits en. Dit gebeur, hierdie goed gebeur. En of hy nou 'n polisieman is wat 'n offisier is, wat die polisieman is wat die misdade pleeg, te cover en te beskerm en nie te identifiseer en seker te maak dat niks met hulle gebeur, is ook 'n vorm van korrupsie. En dan die grootste vorm van korrupsie in die polisie, ongelukkig, grootste in die sin van die meeste wat dit doen is wegkyk en niks aantrek doen nie. Die polisiemanne wat korrup is, die ander polisiemanne weet wie hulle is. Hier's die skok. As daar 10% polisiemanne in 'n stasie korrup is, fisiese korrupsie pleeg, soos die van wat ek hier genoem word, weet die ander 90% daarvan. Hulle het miskien nie nodige bewyse nie, maar hulle weet daarvan. En as jy niks daaromtrent doen nie, is jy deel van die korrupsie, want dan laat jy misdaad floreer en dit kan dan verder deurgevoer word. So verder hier as hierdie met jou gebeur en jy druk dit deur en jy besluit jy gaan nie die R14.000 trek nie en jy gaan nie ingee vir hierdie korrupsie nie en jy gaan nie dat hierdie verkeerspolisie of polisie jou verder intimideer, dreig of wat ook al om jou te ontvoer en om jou te extort en te beroof nie, en dan gaan jou dan arresteer, laat hulle dit deurvoer. Die belangrike ding is, as jy dit kan deurvoer, is dit wat ons voorstel, en dat jy definitief dan uitreik na partye om jou te kom help. En dit is die belangrike ding, as al hierdie goed begin gebeur, waar jy jouself al bevind, as jy dit op rekord kan hê, dan het jy 'n baie sterk en 'n goeie saak. Al word jy hoe gedreig of geïntimideer. Die kans dat hulle jou sal vermoor is nie sommer daar nie, maar ons kan dit ook nou nie deesdae meer sê is nie daar nie. Maar as jy dan nou sien, hier is 'n punt van dat daar geweld, 'n wapen of jou getrek word, of jy kan vermoor word of kan verdwyn, dan het jy geen ander keuse om die R14.000 te trek nie. En dan daarna die sake te maak, want dan het jy 'n sterk saak wat sê, luister, hulle het gesê, as ek nie R14.000 betaal nie, gaan hulle my of verkrag of vermoor of laat verdwyn. So, jy moet jouself voorberei, jy as man en vrou met jou gesin, met jou in hierdie scenario indink, jy moet dit visualize, en jy moet dit as 'n gesin bespreek, en as man en vrou bespreek, wat doen julle in sulke gevalle van uiterste, en hoe gaan julle so iets hanteer? Maar die belangrikste is 'n 99.9% dat jy nie vermoor of noodwendig verkragt gaan word nie. Hierdie gaan oor geld. Hierdie misdaad is 'n korrupsie waar die polisiemanne soek net geld en that's it.
En as dit te moeilik raak vir hulle, dan het hulle ander wat hulle kan beroof, wat nou nie hierdie reëls en goed volg wat ons alles nou hier genoem het en wat 'n makliker target is, dan laat hulle jou gaan. En ons het dit ook al gekry. So druk dit deur en natuurlik soos ek gesê het in die eerste stadiums baie belangrik dat die inligting deurgaan na partye. Ja. Die mense is baie onverantwoordelik met hulle fone. Jy moet in 'n split second boodskappe kan stuur wat mense onmiddellik aan die ander kant ontvang wat weet wat om te doen. Soos, jy en jou gesin beplan hierdie ding en jy moet dit visualize, jy moet dit heeltemal in jou gedagte wêreld en in jou brein oor en oor gereeld bespreek en beplan as so iets gebeur. Wie doen wat? Wat stuur vrou? As jy alleen is, wat doen jy? As julle twee saam is, wie doen wat? Wie is die mense wat dit kry en as hulle daai boodskap kry, dat hulle onmiddellik weet wat is die omstandighede. So dit is 'n vooraf bespreekte ding met partye. Jou prokureur, 'n polisie-chom wat jy het, Mike Bolhuis, jy Marius by die radio, wie ook al. Wat weet as hierdie boodskap deurkom, dan is jy afgetrek deur korrupte polismanne en jy polismanne en jy's in gevaar. Jy's dalk in lewensgevaar, jy's in ernstige gevaar met 'n pin drop location. Dit is hoekom die fone belangrik is om die track en tracing te hê. Find my phone en al daai tipe van goed, so daai persoon kan onmiddellik inlog op hy app en kan kyk waar is jy en waartoe beweeg jy. So ek sê ook altyd as jy sien daar's 'n polisietoneel hier voor, kry gou eers jou foon heeltemal reg en kry alles in plek en dan ry en as hulle jou aftrek dan weet jy wat om te doen. Okay, die pin drop location en alles stuur, one shot, boef en alles kom deur. Laastens, worst case scenario's, jy's gearresteer, jy's gevat, jy staan teen die korrupsie, jy gaan dit deurdruk. Jy is nou in 'n rowwe polisiestasie, die inligting het begin deurkom, sit dit deur. Ek haat dit om te sê, maar dis miskien goeie oefening, dit gaan jou skerp maak, dit gaan jou op jou tone hou, dit gaan jou baie leer, jy gaan baie ingelig daar uitstap. En jy weet, hanteer nou maar 'n bietjie extreme hardship, uniek in Suid-Afrika. Dit is verskriklike omstandighede, hou kop, hou rekord en as jy daar uit is, gaan jy onmiddellik na jou geïdentifiseerde partye wat jy weet hierdie sake kan ondersoek en oplos. So jy weet dit gaan nie daai stasie wees nie, jy weet dit gaan nie die stasie wees by Woodmead nie. Jy kry jou kontak en iPad, bel ons, gee vir ons die inligting per e-pos, kontak ons en of enige en ander polisie en prokureurs, advokate en wie ook al jy ken wat weet hoe om hierdie tipe van sake te hanteer. Kry alles, ons het voorheen hieroor gepraat oor die seksuele misdrywe, kry alles behoorlik op skrif. Daarna kry dit op professionele manier op skrif vir die korrekte polisiemanne en go-to guys en daarna druk die polisie saak deur, win natuurlik in die proses die maksimum inligting in. As daai 3 goed gedoen word en dis die regte polismanne, alles is behoorlik op skrif, al die feite, al die evidence, al die inligting is daar, kan hierdie saak net suksesvol wees. Ons glo aan exposure, so ons sal waardeer as ons hierdie inligting kan kry, ons sal dit reg op die projekte en ons wys hierdie polismanne, hulle name, details, hulle voertuie, alles in een. But the evidence must be there. Iemand kan my nie bel en sê, oh Mike, dit het met my en my gebeur en dit en there's no evidence. Onthou, jy kan hierdie hele ding deurgegaan wat ons hier gespreek het en niks op rekord het nie, dan is dit 'n he says and she says. Onthou, hulle is 5 polismanne. Hulle gaan net sê, ag, asseblief. Maar as jy die evidence het, die trek van die geld, die goed is gerekord, die trek van jou foon, die inligting op jou foon, selfs al het hulle die ergste gepleeg en jou foon gevat en gedestrooi en alles gedestrooi, as jy die inligting het van die trek van die geld en dit wat alles gebeur het op 'n eerlike verklaring, kan die ander evidence gekry word met behoorlike beskrywings. In hierdie geval het die paartjie uitdruklik vir ons gesê, hulle kan hulle almal herken, hulle weet wie hulle is, hulle het gesien wat staan op die polisievoertuie en. So, jy weet, net met 'n bietjie evidence, dan sit jy die res in en dan jy die complete evidence. Maar jy kan my nie net bel en sê dat dit gebeur en daar's nie evidence nie. Ons moet die evidence kry in totaliteit. Ek wil afsluit deur te sê,
Ek weet dis harde woorde, maar sit dit eerder deur en moenie betaal nie. Ja. Moet nie betaal nie. Maar as jy 'n gun teen jou kop het of teen jou kinders se koppe en daar's 'n dreiging van verkrachting en jy sien die aggressie level is van so aard dat jy of jou familie is in gevaar en jy het geen ander keuse nie, dan moet jy dit deurvoer om jou gesin en jouself te red, maar daarna tree jy op in die maksimum vorm wat jy kan doen en wat jy moet deurvoer om hierdie manne aan te spreek. Onthou altyd, as die manne nie aangespreek word, hierdie korrupte polismanne en korrupte metropolisie. Metropolisie is verkeersveiligheidspolisie en enige ander polisie, provinsiale polisie, te doen het met polisieering. En ons praat hier nou spesifiek op die paaie met mense wat ry, maar dit kan ook wees by enige toneel, waar ek nou net verduidelik het van waar jou huis is geroof en later as jy inventaris vat, dan vat jy maar, vind jy uit, maar hoorie, na die polisieman jy was, is nog nie meer weg. Ja. Dan moet dit aangespreek word. Enige vorm van polisiekorrupsie, waar jy dit ook al optel, moet jy identifiseer. Al vra jy jou net vir 'n paar R100, moenie dit vat nie, moet dit nie promoteer nie, moet dit nie aanbeveel nie, moenie dit doen nie. Ja. Maar alles begin met die heel eerste oogopslag met gesindheid. Hanteer die party wat jou aftrek, hanteer die autoriteite as jou newest, jou latest en jou best friend. Ja. Ek weet nie of jy gou enige vrae het nie, Marius? Ja, ek wil net graag weet, sê nou maar soos hulle trek jou nou af en hulle begin jou nou op 'n manier te wil kry om 'n bribe te betaal en sê byvoorbeeld of ek wou nie 'n vraag gevra het nie, maar sê byvoorbeeld wanneer jy 'n video maak, is dit baie wyser om vinnig 'n live video te kan doen as jy data op het of wifi in jou kar, want dan is dit, jy weet, is daar en dit kan nie vernietig word as hulle jou foon vernietig nie. Ja, nee, kyk, is belangrik. Ek het dit ligweg genoem, maak seker dat jou foon of fone, jou iPhone, jou recording devices, alles in plek is en is logies. Ja. Jy kan nie rondry sonder kommunikasie nie, en as jy kommunikasie moet gebruik, kan dit nie wees sonder data of dat jy nie iets op jou foon het, veral in die aand en waar jy ook al ry. Ek sê altyd vir mense, as jy ry, moet jy seker maak jy kan kommunikeer. Ja. Jy kan nie sukkel nie. Jy moet seker maak jou foon is gerefresh, hy's reg, as jy bel gaan al onmiddellik reaksie wees, mense gaan goed ontvang en is logies. Ja. En doen dit maar altyd, en anyway, as jy ooit in 'n kar klim of waar jy ook al gaan. Ek doen dit, maak nie saak waantoe ek heen en weer beweeg. Ek refresh my foon, ek kyk dat hy vol is en ek kyk dat hy kan kommunikeer. En natuurlik, ek stel partye in kennis. Is belangrik as jy in die aande ry of as jy ry of wat jy ook al doen om partye in kennis te stel. By ons het ons 'n reël in die huis, as my dogter, ek het baie dogters en ek het 'n seun, as hulle ergens heen gaan wil ons weet waar hulle is. Ons het trekkers op al hulle fone, as my cybercrime eenheid 'n trekker op my foon, ek is totally tracked and traced. Ja. So almal weet en die publiek weet, almal weet waar ek is in ieder geval en waar ek operate. Ek het geen probleem met totale exposure oor myself nie. Ja. En dit is belangrik. Jy weet, as 'n ou total exposure het oor elke persoon in ons land, het jy in ieder geval geen misdaad nie. Dis reg. Want geen boef gaan in jou vat as jy totally exposed. Ja. Maar anyway, mense wil hulle privaatheid hê. Hulle wil nie noodwendig dat enigiemand of net verskeie althans weet waar hulle is en wat hulle doen ensovoorts, en ou moet maar teesdae as jy enige vorm van beweging doen, dit op sy skuif en seker maak dat daar partye is weet wat presies jou doen en laat ken. Hoor jy, en dan met dit, ons is oor 30 minute al, ons waardeer almal se saamluister, ons bid vir julle, ons vra dat die Here julle ryklik sal seën met absolute insig, mag, krag, voorspoed, gesondheid en onderskeiding, dat julle barmhartig en genadig sal wees, sal beskerm en sal bewaar en veilig sal hou, en julle die moed en krag en deursettingsvermoë sal gee om enige vorm van korrupsie te kan identifiseer, te kan evalueer, deur te sit, deur te gaan en daarna te openbaar, te laat ondersoek en op te los. Dis wat ons vir julle bid, en dankie, ons praat volgende donderdag. Baie dankie Mike, baie dankie. Groete en sterkte. Mooi loop, ons praat weer. Man, mooi loop, dankie. Bye.